Dis goeiemôre, good morning en ons het nog 'n lekker vol program wat voorlê. Ons gaan gesels met die bekkige en baie kostelike Wiku die Prater en Anel Alexander gaan ook later kom gesels oor 'n nuwe Guinness wêreldrekord wat hulle ten bate van 'n goeie doel gaan aanpak. Maar vir eers is dit oor na my kollega Elsa. Dankie Brad. Jy het nou gesê van Wiku wat inkom. Ek het nou vanoggend was ek nou aan hom voorgestel daar in die green room. Hy is skaam ouetjie, nee. En ek sê toe, ek hoor toe sy naam is Wikus. En ek sê, "Môre Wikus, welkom. My naam is Wiku." So ek sien baie uit na die bekkige klein dingetjie. Hy is baie oulik. Hy is baie oulik. My naam is Wiku. Brad, jy's in vir 'n ding. Dankie. Ons sien uit. Goed, volg julle patreels wanneer julle in 'n landgoed bestuur. Soos in die spoed of so. Of die sogenaamde estate. Ja. Hulle is baie streng, so ja, ek doen. En ons het al vroeër ook aan hierdie onderwerp geraak, so liggies, maar ons gaan nou net weer daarby uitkom. Maar ek wil graag vir julle vertel van hierdie storie. Landgoedere in Suid-Afrika kan inwoners beboet indien hulle besoekers of afleweringspersoneel die spoedgrens oorskry of ander verkeersoortredings begaan. Ja, dit klink dalk vreemd, maar dit is wettig mits jy ingestem het tot die landgoed se reëls toe jy jou huis gekoop het. Dit het onlangs in Gauteng se Midstream landgoed gebeur, waar inwoners boetes van tot R4.400 ontvang het, nadat koeriers die 30 km/h grens oorskry het. Nou ander landgoedere soos Jackals Creek en Woodhill doen dieselfde. Volgens Jolene Wasserman van VDM Prokureurs is dit omdat die reëls van die landgoedere privaat kontrakte is. Jy stem met ander woorde in tot hierdie reëls wanneer jy jou huis koop en daarom word jy verantwoordelik gehou vir wat jou besoekers doen. Maar dit beteken nie die bestuur kan doen wat hulle wil nie. Hulle moet redelik wees, jou waarsku, jou die geleentheid gee om te reageer en boetes moet duidelik, billik en konsekwent toegepas word. Boetes kan by jou maandelikse heffings gevoeg word en as skuld verhaal word, mits die reëls dit toelaat. Nie finansiële strawwe soos tydelike toegangbeperkings kan ook opgelê word. En ek weet, in die verlede, ek het al van mense gehoor, dan is dit 'n onderwerp, jy weet, hoe voel jy daaroor? En baie mense is van mening dat as jy wil hê dinge moet beter gaan, jy weet, dan moet jy die reëls nakom. Ek meen as jy streef na beter en strenge reëls en regulasies en vir daai landgoed om solank as moontlik goed te funksioneer, kom dit net na. Ja, ek dink dit is 'n goeie punt wat jy daar beet het, maar daar is ook 'n lyn dink ek, want as ek nou 'n aflewering kry vir 'n maaltyd of my kruideniersware of een of ander koerierdiens wat inkom, ek word dan verantwoordelik gehou vir wat daardie persoon doen, maar daardie persoon is ook verantwoordelik vir wat hulle doen binne in die landgoed. Wanneer jy daar inkom, dan sê hulle dat daar's altyd daai bord wat sê die reëls moet toegepas word en sulke goed. So that person is also to a certain extent responsible for their own behavior. You know? Definitief. Jy gaan in elk geval nie vir jou afleweraar of iets sê, hoor jy, hou net by die reëls of onthou net om stadig te ry nie. Hy gaan sê, "Chom, ek moet gaan." Dis Kersfeestyd, hierdie 50-50, 40-40 moet hardloop, ja, weet. Presies. Presies, so ek dink dit is 'n goeie idee, maar ek dink die mense wat in die landgoed inkom, moet ook verantwoordelik wees. Absoluut. En daar wat jy jou lisensie ingee en waar hulle jou disk scan daar by die hek, once you go in there, you have got to also be responsible for the way that you drive on those roads. I don't think it's completely the responsibility of the person who owns the house. Ek wens daar kon meer 'n stelsel gewees het waar daar iemand kon wees wat boetes kon uitskryf dan nou vir daai individue. Sou hulle dit oortree, want ek bedoel die meeste van die tyd kan hulle op kamera vasgevang word in vandag se tyd. So ek dink dit sal te moeilik wees om daai te kan reguleer nie. Ja. Dis die een ding, ons het hier in ons eie produksiehuis en ons die geval ook gehad van mense wat jou kar stamp en net so los. En dan ook die werk wat jy moet doen. So as hulle hierdie tipe van reëls wil toepas, dan moet hulle ook daarom die nodige goedjies sê om daai tipe van probleme vir jou te kan help oplos. Nie waar nie? Ja, dit is 'n baie goeie punt. I also think that when you drive in the States, I think many of the states that I've been in, they will have like a little digital speedometer showing you how fast you are going, and then next to that is what the actual speed limit is there. So as an adult and as someone who is
a law-abiding citizen, you can look and you can see, okay, hier is ek nou 5 km/h te vinnig, let me reduce my speed. Want dit is ook die ding van mense wat in landgoedere of estates woon, they live there because of the safety factor. So die kinders speel, hulle ry hulle fietsies of hulle is op hulle klein segwaytjies of wat ook al. So there is a massive safety leaning and that's why people want to live in estates like that. So now if you get visitors or drivers or whatever that are breaking those laws, then it is a safety concern. Ja, en ek dink om weer terug te kom by afleweringspersoneel, die meeste van die tyd, jy weet, daar is daai interaksie vir 'n oomblik, maar daarna het jy nie weer kontak met daai persoon nie. Ja. So hoe sou jy so iemand in elk geval ook kan opspoor om te sê, hoorie, jy het nie by die spoedgrens gehou nie en hier sit ek nou met hierdie boete. So dit is bietjie daar's maniere en maniere. Ek sal volgens ek sal 'n baksteen met 'n notaatjie sit om te sê, please drive slowly. Dan sal ek hom by die voordeur neersit. Next time it's your window. Ag jong. Jy het altyd sulke oulike oplossings vir alles. Ek voel net vanmôre so jy. Dit is maar ek stem saam met jou. As jy die kontrak teken, dan wil jy in 'n estate bly met die nodige reëls. Jy is bewus daarvan. Stiek toe dit. Ja. Absolutely. So maklik soos dit. Maar hulle sê ook mos maar altyd, jy weet, hou die reëls en jy kan doen wat jy wil. Nee? Hou die reëls en doen wat jy wil. Hoe lekker is dit? Ja. Nou ja, toe, net hierna gesels ons verder, bly ingeskakel, want net hierna gesels ek met die bekkige Wiku, die prater. Dink jy hy kan meer praat as ons drie? Ons gaan maar met uitvind net hierna by Goeiemôre, good morning. Ek weet sommer, hierdie man gaan vir ons 'n goeie kompetisie wees.